Goeiemôre. Ek hoop dit gaan met jou goed op hierdie Dinsdagmôre. Ek hoop dat jy 'n heerlike naweek gehad het, dat jy uitgerus het en dat jy gereed is vir hierdie nuwe week. Dit is vir ons lekker om vanmôre terug te wees. Ja, omstandighede buite ons beheer, tegniese probleme het gemaak dat ons nie gister 'n boodskap kon stuur nie. Maar vanmôre is ons terug en ek hoop jy sien uit om te hoor wat die Here vanmôre vir jou wil sê. Nou, Handelinge 20:35 sê iets moois. Hy sê, ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbei, die swakkes moet help en die woorde van die Here moet onthou. Dat die Here gesê het. Nou, hier kom 'n gedeelte wat die Here self gesê het. Hy sê, dit is saliger om te gee, as wat dit is om te ontvang. Nou, dis 'n spreekwoord in ons Afrikaanse taal, dat dit is lekkerder om te gee, as om te ontvang. Ek dink jy weet waarvan ek praat. Wanneer ek verjaar, het ons kinders die gewoonte om my vroeg die oggend wakker te maak met koffie en 'n cupcake en 'n kersie. En dan sit ons in die bed en dan gee hulle vir my hulle geskenke. En as ek opgewonde om die geskenke oop te maak, want ja, dis lekker om 'n geskenk te kry. En die geskenk is gewoonlik met baie moeite toegemaak met 'n mooi stryk en dan probeer ek nie die papier bewaar nie. Ek skeer dit oop om so gou as moontlik by die geskenk te kom. Maar dan het ek al agtergekom dat in hierdie hele proses moet ek vir Denike, my dogter, dophou, want sy is meer opgewonde oor die geskenk as ek. Sy weet wat is binne die geskenk. Sy weet wat ek nodig het en wat ek graag wil hê en met baie moeite het sy dit bymekaar gemaak. En dan is sy opgewonde om daardie geskenk vir my te gee. En kan sy nie wag om my gesiguitdrukking te sien, om te sien hoe ek reageer wanneer ek sien wat sy vir my gekoop het nie. En in al hierdie leer ek weer iets. Die Bybel is reg, dat toe Jesus gesê het, dit is beter om te gee as om te ontvang. Want alles in die wêreld werk maar so. Dis beter, dis saliger, dis gelukkiger om te gee as om iets te ontvang. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Dat ons gaan almal deur die lewe met die idee dat ons iets geskuld word, dat ons iets moet kry, dat iets na ons kant toe moet kom. Dat ons bakkant moet staan en dat iets na ons kant toe moet kom van die Here, van ons medemens, van ons geliefdes, familie en vriende. Maar vanmôre het ek gekom met 'n boodskap om vir jou te sê, moet niks van iemand verwag nie. Gee eerder. Gee tot dit seermaak. Gee. Want die Bybel sê in Lukas 6 so mooi, sê as julle gee, sal julle ontvang. Julle gawe sal julle toe terugkom in 'n volle maat, ingestamp, geskit om plek te maak vir meer, tot oorlopends toe vol. Met watter maat julle ook al gee, klein of groot, dit sal aan julle teruggegee word. Dis beter om te gee as om te ontvang. Hoekom? Want wanneer ek my brood op die water werp, sal dit na vele dae na my toe terugkom. Die Bybel sê, ek het nog nooit gesien dat die regverdige honger ly nie. Hoekom? Want die wat aan die arme gee, leen aan die Here. Ek het 'n mooi vergelyking gehoor oor die naweek en ek wil dit graag vanmôre met jou deel. Die persoon het gevra, wat is jy? Is jy 'n fontein of is jy 'n drein? Sjoe, dis mooi. 'n Fontein is iets wat gee, wat die hele tyd lewende en skoon vars water gee. Dis die aard, die natuur van 'n fontein om die hele tyd te gee. Om dors te les en om voedsaam te wees. Maar wat doen 'n drein? 'n Drein vat die hele tyd. 'n Drein raak nooit versadig nie. 'n Drein vat en vat en vat al die water wat na sy kant toe kom. En met al die reën wat die laaste paar weke gekom het, het ek gesien hoe onversadig 'n drein kan wees. Want hy vat net en hy vat net en hy vat net. Vanmôre wil ek vir jou sê, dis beter om te gee as om te ontvang. Wil jy nie hierdie dag ingaan en 'n fontein wees en nie 'n drein nie? Gee so ver as wat jy kan. Gee so ver as wat dit moontlik is. Doen goed. Loop die ekstra myl. Wees sout en wees lig. Gee, want dis wat die Here van ons verwag. Here, dankie dat U vir ons die voorbeeld is. Here, U het Jesus gegee. En dit was vir U beter om te gee as om te ontvang. Help my vandag, Here, om uit te gaan en te gee met almal wie ek in aanraking kom. Want ek weet, Here, ek is besig om aan die Here te leen. Amen.